gaan vanoggend rustig begin en ons hoef nie jaag nie. So ek wil net 'n bietjie saamvat met die 7 kerke. Maar voor ek daar uitkom, wil ek net vir julle sê, toe ons hier geland het, nou 'n paar dae terug, toe, dit is my oorweldigend om te hoor dat 99% van die land nie in die Here glo nie. En ek het aangeneem, hulle is 99% moslim, maar soos ons nou deur die land gegaan het, en gister kom ek agter dat hulle nie moslim is nie, hulle gee net nie om nie. Mense is glo nie, of het nou moslim is of Christendom nie, hulle glo nie. En dis die age wat ons in lewe, soos ons weet, dis ook wat Laodicea beteken, is dat die era waarin ons lewe, ek het niks nodig nie. Ek het nie 'n God nodig. Ek kan dit op my eie doen. En ek dink dit is die grootste ding, want mense is, soos als het gister 'n bietjie met John mense is bang vir godsdienst. En ongelukkig het Christendom hier 'n slegte smaak in die mond gegee vir meeste mense, want Christendom het hier ingekom met die crusades daai jare en mense vermoor en gesteel en geplunder onder die naam van die vaandel van God. Dis die naam van die Here uitlik gebruik word. Nie om sy naam te vloek nie, dis ook nie goed nie, maar om te sê ek doen iets in die naam van God wat God nie gesê het nie. Dis die Here se naam uitlik gebruik. En die Here se naam is uitlik gebruik nie. En ons sit vandag hier met 'n land wat glad nie glo nie. Hulle is ook nie lus vir die moslimse stories nie. So hulle gaan sê toe baie is gelowig sekerlik. Jy kry sterk moslims, maar ek dink die grootste probleem hier is glo nie. Gister sê John vir Elsie, hy's 'n deïsme. Ek sit voor my boekie, ek sit, daar's 'n boek julle self maar kan kry, Trojaanse perd in die NG Kerk, baie goeie boek geskryf deur predikante van die NG Kerk, wie ek volg, eisters, glo in die Here, doop my Heilige Gees als, en hoe hierdie deïsme in die kerk ingekom het. Deïsme is, ek glo in 'n God, maar glo nie in Jesus as God nie. Dat niemand kan sê Jesus is God behalwe die Gees van God nie. So om te sê Jesus Christus is God, red jou. Jesus Christus is nie die seentjie van nie. Hy is God. En God het niks te doen, daai Jesus van ons het niks te doen met godsdienst. Hy is die mees anti-godsdienstigste God wat jy kan kry. Toe hy op aarde was, het hy die godsdienstige kwaad gemaak, inteendeel. Hy het hulle gechallenge. Alright, so dis die probleem hier. So ons moet mense weer lief maak vir God. Ons moet die regte Jesus gaan verkondig. Die Jesus wat genees, die Jesus wat joy bring, die Jesus wat autoriteit vir jou in jou lewe bring. Dis wie ons moet gaan verkondig. Nie vir mense ons godsdienst en hulle gaan afsmeer nie. Ek onthou my skoonma het gelê op haar sterfbed en sy het vir kankerbehandeling gegaan daar in Pretoria en toe kom daar mense in om vir haar te bid. Gelukkig is sy baie sterk in die Here. En vir haar gesê, as jy nie soos ons glo nie, gaan jy dit nie maak nie. Dit is 'n verskriklike ding om vir iemand te sê wat op sterwe lê. Ek het al baie moes ek doodsbegeleiding doen. Baie as pastoor, ek het baie doen. En ek het een keer vir Tannie en haar in Potch met die kliniek gevra, en ek weet sy ken nie die Here nie. En ek het gevra, Tannie, waartoe gaan jy as jy doodgaan? Sy sê nie, sy weet nie. Ek sê, maar wil jy hom ontmoet? Sy sê, so graag vol. Ek het net my hande op haar gelê en die Heilige Gees daar bedien, en sy het Jesus aangeneem. Weet, so, al wat hier gaan help, en vir die wêreld vandag, is die betoning van gees en krag. Dis hoe ons moet gaan disippels maak, en disippels maak, is vriende maak. Maak vriende met mense, en gaan leer hulle van jou Jesus, bewys dit. In jou eie lewenstyl, en niemand is perfect nie. Kom na ons kerk toe, jy sien, niks is perfect. Ons is net mense, maar ons is lief vir Jesus, en ons is bereid om te verander, om meer soos hy te lyk. So dis maar net in 'n neutedop wat vir my 'n groot, ek wil graag hierna een of twee van julle vra om 'n bietjie getuienis te gee dalk as julle wou, te sê wat het hierdie trip vir julle beteken. So, hoekom hierdie 7 kerke? Hoekom het Jesus die boodskap gerig aan hierdie 7 kerke? Wat van die kerk in Jerusalem, kerk in Rome, kerk in Antiochië? Daar was baie ander, honderde ander kerke. Maar hoekom hierdie spesifieke 7? Ons het gekyk daarna. Hierdie spesifieke 7 kerke in die spesifieke volgorde, anders werk dit nie. Jesus presies geweet wat in daai kerk daai tyd aangegaan het. Hy het geweet wat die geskiedenis van daai landstreek waar daai kerk in is.
tyle die swart wol, oogsalvie, en dan skryf hy so met 'n, wat noem mens dit? Ja, en 'n mooi Afrikaanse woord vergeet, maar in elk geval, so 'n bietjie met sarkasme, skryf hy, hoor jy so, maar, kryf vir jou wit, in plaas van swart, kryf vir jou salf by my, en jy kan sê, jy hoef nie Laodicea se salf te koop nie. So hy ken die hele geskiedenis van alles, so dis wat vir my mooi was. Die kerk is 'n 4 betekenis, daar was 7 kerke wat bestaan het, ons het dit nou besoek, dis vermaanend, elke boodskap geld vir al 7 kerke, daardie tyd en vandag. Dan homileties persoonlik wie oor het, dit geld vir my en jou. En dan aan die een wat baie ouens oor stry, is die profetiese tydperk, oor die afgelope 2000 jaar, die tydperk van die kerk. So ons is nou die laaste deel, Laodicea, humanisme, ons het dit, ons het niks nodig nie. En dit wat ons nou sien in hierdie land, nee. Ons het niks nodig, kyk hoe mooi bou ons nou hierdie plek. Alles is lekker, ons is top, ons is verwesters, ons het alles wat ons wil hê, tegnologie loop oop, ons het AI wat alles vat, ons het niks anders nodig nie. En ons beweeg al hoe meer, het gaan nog baie meer erger raak van individualisme, as jy dit so kan sê, dit gaan oor die ek. En ons het niks nodig. Jesus sê, wanneer ek terugkom, sal ek nog geloof vind. Baie ons het saam met my in die kerk was, vir my gesê, jy vat dan hierdie goed baie letterlik op. Jy weet ons die Bybel is allegories geskryf. Nou allegories beteken, ek kan enige betekenis in dit insit wat ek wil. Nee, die Bybel is nie allegories geskryf nie, hy is baie letterlik geskryf. Een van die ouens wat my leer, wat nou al dood is, Chuck Missler het voor sy dood vir hom gevra, wat sê jy anders doen, as jy alles kon oor het? Hy sê net een ding, ek sê die Bybel meer letterlik opgeneem het. So 2 Korintiërs 1 vers 13 wat skryf, ons skryf in niks anders as wat jy lees of ook verstaan nie, en ons hoop jy verstaan dit so net tot die einde toe. So die kerke, ons weet Efese waar ons geëindig het gesê dat julle doktrine is 100%, julle doen alles reg, maar ek het net hierdie een ding teen julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dis waar alles begin. As kind het jy geleer van Jesus in die sonnaskool, en al het jy begroet, maak saak wat die kerk jy was. Ek het geleer van Jesus, en ek was lief vir Jesus. En toe raak ek groot. Toe loop ek nou al meer in godsdienst vast. Toe wil ek niks met daai Jesus te doen hê. Niks met daai Jesus te doen. Ek onthou toe ek 16, 17 jaar terug my hart vir Here gegee het, en om Angus se boodskap was, raak betrokke by jou kerk. Hy het nie soos uit ons kerk uitgaan. Gaan raak betrokke, en toe word ek betrokke. En toe die ou wat aan die hoof gestaan het my afgedruk. Jy is nie geleerd nie. Wat weet jy? Bly stil, dis in konteks uit. Toch, hier is nou nie meer lekker nie. Toe gaan ek maar op my eie. Soos waarom ons moet voor, pas op, gaan raak betrokke by jou kerk. Raak betrokke by jou kerk, as jy jou kerk nie wil hê met betrokke raak nie, en daai persoon daar in die leierskap, dink, hy gaan dit self doen, alles alleen, want hy is geleerd, kryf jy aan 'n kerk. En ons almal moet betrokke wees, maar dis die leerstelling van die Nikolaiete wat Jesus haat. When the deity is over the laity, hy sê dit 2 kerke. Daar waar een ou in beheer is, en die skapies moet net luister. Nee, dis nie die Here wat gaat ons kerke nie. Almal moet betrokke wees. Ons sê ons die wegraping teologie is nie 'n escape theology nie. It's a hustle theology. Ons moet aan die gang kom. Join jou plaaslike kerk. Help jou plaaslike pastoor. Raak betrokke. Maak nie saak waar nie. As die Here nou terugkom, waarmee vind hy jou besig? Besig met jou eie werk, wat jy kos op die tafel sit, en jy is besig met God se werk. Hoekom is dit? So, en in 'n kerk, en dis wat ons probeer by ons kerk, ons probeer almal betrokke kry. Ek wil hê ouens moet meer weet as ek. Hoekom is dit nie? Ek wil hê my kinders moet meer weet as ek. Ek wil hê iemand moet my iets leer. Nee, dis so, ek wil hê, dit is wat ons moet hê. Ek voel nie geïntimideerd as iemand wat meer weet as ek. Daar's altyd iemand wat iets meer as jy weet. Weet nie of jy weet nie, maar daar's altyd iemand wat iets meer weet. Ek het hoeveel teoloog wat ek dophou, en ek leer by hierdie teoloog iets wat daai nog nooit geweet het. So ek wil by almal leer. Die Bybel sê ons almal ken ten dele, almal is 'n stukkie van die puzzle. En ons leer by mekaar, ons vat hande, en ons wys vir die wêreld dat ons ook in eenheid kan staan. Ons het mos gesê by Philadelphia, broederliefde. Nee, hoe sal hulle weet julle is my disippels, as daar liefde onder julle mekaar is? Dit is baie maklik om iemand wat nie in God glo nie, wat jy na die Here toe wil lei, lief te wees vir. Maar jou eie boeties en sissies,
het nou self gesien in hierdie week, hierdie 36 in hierdie groep werk ons maar aan mekaar. En al hoe meer in die liefde sterker word. En hoe gaan dit gebeur? As jy oor jouself kom. Dit is een van die moeilikste goed vir ons almal, hè? Want ons word geoffend. En die Here sal ons in situasies sit wat ons al hoe meer geoffend raak, of jy sal vou, of jy sal beter word. En dis wat die kerk moet doen. Die kerk skuur, yster slyp yster. Altyd, dis wat Spreuke sê. So, van Philadelphia, van Efese af, as jy jou eerste liefde verlaat, en dit begin, nie oornag nie, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, hier 'n bietjie, dis soos in 'n huwelik. Daai een liedjie van Casting Crowns, it's a slow fade, ek weet nie of jy maar gehoor het nie. Daddies don't leave mummies in a day. It's a slow fade. Dis hier 'n bietjie compromise, daar 'n bietjie compromise. Alhoewel dit is dieselfde met jou huwelik met God, is hier 'n bietjie toegee, daar 'n bietjie toegee vir jou oë uitfees by Laodicea. So, dan die derde kerk, Pergamum of Pergamus, staan jy al met die voet in die wêreld, Thyatira is hier in die wêreld, Sardes, hierdie naam wat jy leef, maar ek spoeg jou uit, en dan die naam wat jy leef, maar ek sê jy is dood, en dan Laodicea, waar hy sê, ek spoeg jou uit. So, ons moet almal terugkeer na ons eerste liefde, en mag hierdie trip, ek hoop hierdie trip het vir jou nader aan die Here gebring, in jou persoonlike verhouding met God. Dis die belangrikste in jou lewe, is jou persoonlike verhouding met God. Jou persoonlike verhouding met Jesus. Want sonder dit, net niks om te gee vir niemand, as jy nie by die Heilige Gees kos kry nie. En ek het baie gepraat oor Heilige Gees, hierdie afgelope paar dae. Hy is die derde een in die persoon, of in die drie eenheid, hy is die persoon van die Heilige Gees. Hy is nie net 'n gees wat in die rug rond sweef nie. Hy is Jesus self wat aarde toe gekom het as Heilige Gees. Hy is God self. Johannes 14, gaan lees dit tot verveling. As jy my woord bewaar, ek het baie gesê, sal ek en my Vader binne in jou kom bly. Jy sal nooit alleen wees. En dan as ons die Gees van God in ons het, Jesaja 11 vers 2, Openbaring 5, 7 geeste van God, waarop jy kan aanspraak maak elke dag van jou lewe. Elke dag van jou lewe. Wysheid, kennis, verstand, vrees van die Here. Vrees van die Here is om sy woord te ag as waarheid. Baie mense sê, hulle verstaan nie wat sy vrees van die Here, maar die vrees van die Here is om God te ag. Om agting te hê vir God, want God het vir jou agting. Hy het soveel agting vir jou te gesterf vir jou. Die mense wat hy verwag is dat om sy woord moet wees. Imagine that, hè? Hy het soveel agting vir jou, maak so wie is en waar hy vandaan kom. Maak so wat jy aangejaag het, nie? God het soveel agting vir jou gesterf. Hoe lekker is dit, nie? Pas op vir godsdiens. Pas op vir menslike reëls. Daar is reëls by God, ons noem dit koninkryk reëls. Byvoorbeeld, Efesiërs 6 vers 1 en 2, en ek loop elke dag net vas. Eer jou vader en moeder, dit gaan alles oor liefde. Ja, maar jy weet nie wat my pa my gedoen nie. Jy weet nie wat my pa my gedoen nie. Eer jou vader en moeder. Nie eer jou goeie vader en moeder nie. Eer jou vader en moeder. Eer hulle, sodat God hulle kan uitsorteer. En die mense wat jou te nakom, seën hulle, vergeef hulle, dat God hulle kan uitsorteer. Jy bind God se hande, as jy mense self op jou rug laai. Vergewe sy, vergewe. En ons kan nie uit ons eie dis hoekom ons Heilige Gees nodig het. Heilige Gees help my om die persoon te vergewe. Jy kan dit nie in eie krag, ons kan niks in ons eie krag doen. Heilige Gees help my om die woord te verstaan, help my om die 7 kerke te verstaan, help my om die boodskap dieper te verstaan. Mag hierdie net vir jou wegspringplek wees. Mag dit vir jou wegspringplek wees, dat jy dieper met die Here kan gaan. Lees Johannes, hulle sê die boek Johannes is vlak genoeg, sê die teoloog, dat 'n babietjie in hom kan sit. En is diep genoeg vir 'n teoloog om hom te verdrink. Dit is baie diep boek. Hy het la en la en la. So bestudeer dit. Johannes het Openbaring geskryf, Johannes skryf 1, 2 en 3 Johannes geskryf. Gaan lees daai boeke, geniet hulle, en ek dink dis wat ek wil sê vanoggend, en vlei my storie is uit. Dis nie moeilik nie. Daar's 'n 7, wat is die laaste ding wat ek wil noem? Elke
kerk het ek vir julle gesê, elke kerk begin met die naam van die kerk wat iets beteken, die titel wat Christus vir homself kies, 'n aanbeveling, kommer, 2 kerke het geen kommer nie, 'n vermaning of 'n bemoediging, belofte aan die oorwinnaar, en wie oor het, laat hom hoor. En ek hoop julle het gehoor in hierdie tyd, die Here met julle praat oor iets. Elkeen van julle het sekerlik iewers 'n boodskap gekry, waar die Here net vir julle iets kom wys het, sy vinger op iets kom sit het in jou lewe, of vir iemand anders. Die vrouens het gekom het van Namibia af sonder lamans, bid vir hulle huwelike, bid vir die kinders wat by die huis gebly het, families, egpare, die wat alleen is, daar kom het jy alleen is. Dit is niks so lekker, is nie lekker om alleen te wees nie. Ek was 10 jaar van my lewe alleen, ek wil nooit weer alleen wees nie. Al is my vrou vir my kwaad, partykeer, ek wil nie alleen wees nie. Ek is eerder saam met 'n kwaai vrou. Lyk altyd glamorous as jy alleen is. Ja, ek bid vir julle. Ek wil geleentheid gee, Tinus, gaan ons eers geleentheid gee vir iemand, as iemand 'n getuienis wil gee. En dan is daar 1 of 2 vir wie ek spesifiek wil bid, wat ek langs die pad gesê het, ek wil vir julle bid. En ons het nou nie 'n show daarvan te maak vir almal nie, maar ek wil graag vir julle bid. En as daar iemand is wat hier net 'n touch van die Heilige Gees wil hê, ons is so om vir julle te bid. Heilige Gees wil jy graag bedien, hy is so opgewonde, hy is so angstig, nie angstig nie, ek glo nie, hy is angstig, maar hy is opgewonde, om net 'n touch te gee, van wie hy is. Join the herd, you know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none, and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding, these thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know